Ek wil nou net kyk of my wyse kind, ja, hy het my body language gelees. Hy is daarbo. Kry gou jou Bybel reg en dan gaan ons Bybelverklaring doen. Prys die Here. Loof die Here. As jy jou Bybel gereed het, dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek aanbid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek dink ek het 'n baie verrassende boodskap van die Here gekry vir 'n dag soos vandag, Opstanding Sondag. En ek dink jy gaan nou saam met my die waarde en die vreugde daarvan besef as 'n mens dit vanoggend hoor en beleef. Nou, ek wil dit in 'n voorbeeld vasvang voordat ons nou gaan begin. As ons nou gaan praat oor die opstanding van Jesus, wil ek vir u sê, ek dink my grootste bekommernis oor kroniese medikasie is dat, wat gaan jy maak die dag as die apteek nie oopmaak nie? Weet, dan wil ek eerder 'n ou plaasboer daar op 'n eensame plaas wees wat nooit gehoor het van pille nie. Stem jy met my saam? En dan wil ek sê, Here, help my asseblief, want die apteek is ver en die dorp is ver en hy sê in elk geval nie oop nie, weet. Nou, as jy dit kan hoor, dan sê jy verstaan dat as ek so bietjie teen apteke en teen dokters en teen medisyne en pille is, dan wil ek vir u sê, ek glo daar's 'n God in die hemel wat regtig vir ons wil en kan help. En ek het dit hier in die sangdiens so intens belewe, dat ons is nie op die plek waar ons moet wees, as dit gaan oor die krag van God nie. Ons moet meer op die Here vertrou. Amen. So ek het 'n verrassende boodskap ontvang, wat ek nou vir jou gaan bedien, en dan glo ek gaan jy saam met my verstaan, hoekom ek ook by 'n geleentheid soos hierdie op so 'n manier kan praat. So, wat ons gaan doen, is dat ons saam gaan kyk na die gedeelte, en nou kan ek duidelik verstaan, Kobie, hoekom dit nie gaan werk nie. Asseblief, Marlene, as jy hom daar kan gaan indruk. Hy sal nooit werk as daai stokkie by my is nie. Goed, kom ek wen nog so oomblik tyd en dan gaan ons aangaan met die bediening van die woord en ek hoop hy gaan hom nou optel. Daar is hy. Goed. Wie glo dat die Bybel is die onfeilbare woord van God? Jy hou daaraan vas. Ek kyk maar weer, jy weet hoe dat hulle in 'n hofsaal, of as hulle nou wil hê, jy moet nou baie eerlik wees, dan moet jy jou hand op die Bybel sit. En dan moet jy nou sê, so help my God, né? Kom ons kyk of hy begin werk. Daar, hy lyk of iets wil werk. Daar sê, ja, baie dankie. Dankie Kobie, dankie Marlene. Die Bybel is die onfeilbare woord van God, glo dit. As die Bybel dit in jou hart wil wakker maak, lees dit, verstaan dit, aanvaar dit. En laat dit vir jou 'n belangrike ervaring word. So, ek gaan jou 'n vraag vra. Waarom was Paasnaweek nodig? Jy sien, ons het 'n maklike, vinnige antwoord, dat die kruisdood van Jesus, die graf en die opstanding, en alles wat daarmee saamgaan, met ander woorde, iets te maak gehad het met die sonde van 'n mens. En ek wil vanoggend vir jou sê dat met my hele hart is ek oortuig daarvan dat as ons hieraan dink dat 'n mens met sonde het nie 'n toekoms nie. 'n Sondebelaaide, belaste mens het nie 'n toekoms nie.
Die eenvoudigheid daarvan is dat die betekenis van die woordjie sonde is om jou doel te mis. En daar's niks wreder as om te probeer en om dit nie reg te kry nie. En dan nou maar moedeloos te wees. Jy het nou begin besigheid doen en dan loop alles skeef en uiteindelik gooi jy handdoek in. Jy het probeer om 'n goeie verhouding te kweek met iemand en dan loop dinge skeef en dit word 'n argument en 'n rusie en dan voel jy dit was alles te vergeefs. En ek hoop ek kan jou bewus maak daarvan dat as jy dink wat het die disippels beleef in daardie ure nadat Jesus gekruisig is, dan is die dinge wat hulle beleef het sigbare, waarneembare dinge gewees. Maar ek wil vir u dadelik sê, dis net een kant van dit. Dat iets baie dieper, baie groter gebeur in Jesus se kruisdood. So wanneer hulle daardie gedeeltes in die Bybel skrywe soos wat Markus en Matteus en Lukas en Johannes en die ander disippels dit oorvertel het, dan was dit sigbare, waarneembare dinge wat hulle kon oorvertel. Hulle kon sê hoe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het. Hulle kon daardie hoofman se belydenis herroep. As die aardbewing plaasvind en die voorhangsel skeur en die hoofman roep uit en sê, hy was waarlik die seun van God. Hulle kon dit nie neerskryf, hulle het gehoor, hulle het dit onthou, en as jy daaraan dink dat dis 20 tot 70 jaar later eers geskrywe, dan moet jy nou mooi gaan dink wat is gesê en gedoen. Stem jy met my saam? As hulle kom en hulle vertel van die vroue wat daar rond gestaan het, van Maria wat daar was en alles, dan is dit die waarneembaarheid wat hulle gesien het. Een van hulle het gekom en gesê, ja, maar julle vergeet van Josef van Arimatea. Wat van Josef? Josef het na Pilatus toe gegaan en hy het gevra of hy die liggaam van Jesus kon kry. Dis alles wat op die kruisdag herroep word. Die dag wat Jesus aan die kruis hang, 9 uur word hy gekruisig, hier by 3 uur blaas hy sy asem uit, 6 ure later. En in 'n kwessie van nog 3 ure gebeur daar al hierdie dinge. Josef van Arimatea kry toestemming by Pilatus, maar Pilatus is versigtig. Hy vra eers vir die hoofman, daardie selfde hoofman heel moontlik, wat gesê het, waarlik, hy is die seun van God. Vra hy, is hy regtig dood? Die hoofman sê ja, Pilatus sê ja, en Josef van Arimatea stap af na die winkel toe, en hy gaan koop linne doeke. Alles in daardie kort oomblikke, want hy moes haastiglik seker maak. Daar's baie kunstenaars en uitbeeldings van hoe dat Jesus in daardie oomblikke, in daardie linne doeke afgehaal word van die kruis en hoe dat hy weggeneem word om begrawe te word. Ja, hy was nog nie op daardie stadium verseker gebalsem nie, hy was net toegedraai. As jy die ander evangelies lees, dan sê jy hoor hoe dat hulle 100 pond mirre gekoop het. 100 pond mirre gekoop het, om die liggaam van Jesus te balsem. En Dr. Isaac Burger het 'n besonderse boodskap in my kinderjare gepreek, waarin hy gesê, hierdie balsem oomblik van Jesus, het alles uitgerangeer, wat sê dat Jesus was net in 'n skyndood. Hy was miskien net bewusteloos. Hy het miskien nie regtig gesterf nie. Miskien was hulle verkeerd gewees, en dan Dr. Isaac Burger hierdie sterk argument gemaak om te sê, jy kan nie met al daardie balsem toegesmeer word en toegevou en toegemaak word in linne nie. En ek wil hê jy moet weet, ons het een van die mooiste uitbeeldings reg hier in ons gebou, en dit is dat Jesus het tyd gehad om al daardie verbande af te haal,
haal en hulle mooi op te vou, want toe Petrus by daai graf instorm, toe lê die doeke, sê die Bybel, mooi opgevou. Halleluja. Halleluja. Vir al ons kinders kan dit 'n mooi kinderstorie word. Maak op jou bed. Hou skoon jou kamer, want die dood maak dit vuil en slordig en lelik. Maar kan ek vir jou sê, lewe maak dit besonders, halleluja. Lewe wil hê dat daar iets besonders moet wees, en daarom wil ek hê moet weet, dat as Josef van Arimatea of wie ook al hom gehelp het, uiteindelik die steen voor die graf rol, dan verstaan hulle miskien nog glad nie wat die rede was nie. Waarom het Jesus regtig aan die kruis gesterwe? Net vir die sonde van die mens, van die wêreld? En daarom wil ek jou aan die hand vat vandag, en ek wil vir jou 3 skrifgedeeltes lees. Die eerste een lees ons daar uit Markus 16 uit, vanaf vers 14. Hy sê, later het hy, dus Jesus, aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was. En luister nou mooi, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Onthou jy Jesus eers aan die vroue verskyn in die tuin, en toe het hy ook aan die Emmausgangers verskyn, en later is daar 'n baie lang lys van tot 500 mense aan wie Jesus verskyn het. En hier kom hy by die 11 en hy verwyd hulle. Ek dink ons het ook af en toe 'n verwyd nodig. En miskien is vanoggend 'n verwyd. Miskien is dit vanoggend weer 'n teregwysing om te sê, glo ek nog waarlik wat ek vertel, wat ek leef, wat ek beleef. En as jy dit gedoen het, dan sê die vers verder, hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganste mensdom. Die evangelie is die kruisdood en die graf en die opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. En die evangelie sluit nie af by die hemelvaart nie. Die evangelie eindig met hierdie woorde, dat hy sal weerkom net soos wat julle hom gesien wegvaar het. Daar is 'n wegraping, daar is 'n wederkoms, daar is 'n geleentheid wat elke mens die knie sal kan buig, en hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Glo ons nog dat die doop 'n kragtige getuienis is? Glo jy persoonlik nog dat jou doop krag dra? Dat jou doop nog betekenis het? Is jy nog so oortuig van daardie aand? Ek onthou dit, ek kan dit nie vergeet nie. Ek was teleurgesteld dat pastoor Annandale my nie doop nie, en hy roep vir broer Dani, die visievoorsitter. En oom Dani vat my in daardie doopwater in, en hy doop my en hy onderdompel my, en toe so teen die trappie uitklim, toe draai oom Dani om en hy bid 'n gebed wat ek wat sou wil gee om die woorde daarvan te kan herroep. Maar ek wil vir jou sê, daardie gebed was 'n gebed wat my laat staan het tot vandag toe in Jesus se naam. Want hoekom? Jy het iets gedoen wat geloofwaardig is. Wat geloofskrag vra. Wat geloofsoortuiging vra. En daarom laat die teks sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, Here, verwyd my maar. Want Here, ek skiet kort. Hy sê, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek. En dan gaan hy verder in die volgende teks, dan sê hy, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en sal gesond word. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, nadat die Here dan hierdie met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Kan ek net sê, Jesus het gaan sit. Net soos wat u nou sit, en ek doen die werk van prediking, en jy doen die werk van geloof.
Nee, julle het my nie mooi gehoor nie. Ek sê ek doen die werk van prediking en julle doen die werk van geloof. Want jy moet kan glo wat ek sê die waarheid is. Jy moet kan glo dat Jesus vir die sonde van die wêreld gesterf het. Jy moet kan glo dat hy vir jou sonde gesterf het. Jy moet kan begin glo dat hy wil hê dat jy moet opstaan in 'n nuwe lewe en jy moet oorwinnaar wees. Jy moet kan uitgaan en dan moet jy daardie boodskap uitdra want God wil saamwerk. Amen. Kan ek jou 'n vraag vra? Wanneer laas het jy vir iemand hande opgelê wat siek was en geroep en gesê dat die gebed van die geloof het groot krag en deur die handoplegging van die apostels en die disippels het kragtige dade plaasgevind? Lê vir iemand hande op wat siek is. Kan ek jou nog 'n gedeelte saam met my laat lees? En as ons dit gaan lees, dan sit uit Hebreërs die 10de hoofstuk. En nou, terwyl hierdie eerste gedeelte gepraat het oor Jesus, sy disippels, praat hierdie gedeelte weer oor my en jou, die kerk. In amper 90 na Christus word hierdie woorde vasgevang. Hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dis sy vlees en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. As ons heeldag tyd het, dan kan ek vir jou sinnetjie vir sinnetjie probeer beter verstaan. Maar kan ek jou fokus daarop, dat jy moet toetree. Jy moet intree. Jy moet nader tree. Jy moet op 'n plek kom staan, waar jy verstaan, dat jou hart is absoluut vol geloof, en jy gee nie 'n duim toe aan ongeloof nie. Jy sê, ek glo God. Jy's miskien soos die pa met die maansiek seun waarvan ek ander dag gepraat het. En jy sê, Here, kom my ongeloof te help. En as God getrou om jou ongeloof te help te kom. So wat wil ek doen? Ek wil hê jy moet weet dat die opstanding uit die dood het 'n kernteksvers. En dit is dat Jesus het die werk volmaak gedoen. Daar het niks ontbreek nie. Dit was nie net 'n kruis nie. Dit was nie net 'n graf nie. Dit was 'n opstanding uit die dood uit gewees. En ek moet dit kan glo. Ek moet vir myself kan sê, ek glo dit met alles wat in my is, dat Jesus regtig uit die dood uit opgestaan het. En as hy dit opgestaan het, as hy dit gedoen het, dan is dit vasgevang in Hebreërs 10 vers 14 wat sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Interessante Afrikaanse sinnetjie. Stem jy met my saam? Hy lees mos so 'n bietjie, is daar nie ietsie weg nie? Is daar nie nog 'n woord wat uitgeval het nie? Nee, nie as jy hom oor en oor begin lees nie. Hy het kom pleroma. Hy het kom volmaak. Hy het kom seker maak. Laat niks dit kan verander nie. Jesus het gekom omdat hy geweet het hoekom hy kom. En as ek dit vanoggend in jou hart kan wakker maak, dan wil ek vir jou sê, ek dink ons kan maar sê ek is skuldig aan ongeloof. Ek wil nie jou uitlok om jouself te inkrimineer en miskien minderwaardig te stel nie, maar ek sê, Here, ek is skuldig aan ongeloof. En as jy saam met my is, begin om iets te verstaan. Begin om te begryp, wat het met Jesus gebeur oor hierdie Paasnaweek? Kom ek lees vir jou daar
ek wil hê jy moet weet, dat as ons die verwyte oor ongeloof kan aanvaar, dan is dit nie miskien oor ons nie die historiese daarvan kan verstaan nie, of laat ons nie kan begryp nie, maar dat ons eintlik nie oortuig is van wat gaan gebeur. Ons is nie oortuig van wat gaan gebeur. Wat gaan oor die volgende jaar gebeur? Ons het aanvaarding van gister en eergister. Ons kan 2000 jaar terug se kruisdood aanvaar. En ons kan dit selfs ook geloof deel maak van ons geloof. En daarom dat die geloofsbelijdenis so kragtig is om te sê, hy's gekruisig en hy het opgestaan en hy het ter helle neergedaal en ek gaan vanoggend juis iets daaroor wil sê. Wat het in die onsigbare gebeur terwyl ons die sigbare dikwels raakvat? As ek dit vir jou kan lees, dan sê Matteus 10 vers 28 sê Jesus, en moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So gaan bietjie oor die hel preek. Daar is 'n hel. En jy beter dit begin glo. Die hel moet vir jou so waarheid wees, dat jy nooit daaroor gaan twyfel nie. In ons dag word dit mos as 'n baie algemene woord gebruik, jy weet, selfs hierdie agbare president van Amerika, jy weet, alles is die hel, jy weet, die hel, jy weet, en hy gaan die hel uit hulle bom, en ek weet nie wat alles hy gaan doen nie, jy weet. Maar kan ek vir jy sê, dis nie 'n woordjie wat jy eintlik ligtelik moet gebruik nie. Want daar is iemand wat mag het om in die hel te werp. Laat dit 'n eerste tree gee om te verstaan wat het gebeur oor Paasnaweek. Want as daar regtig 'n hel is, dan hou ons daarvan en ons sing dit en ons wil so graag na daardie kant toe kies. Dan wil ons sê, dankie Jesus, U het graf, dood en die hel oorwin. Maar kan ek vir jou sê, hierdie teksvers kom nog. Hierdie teksvers moet nog gebeur. Daar gaan nog 'n tyd en 'n plek wees wat mense in die hel verderwe gaan word. En as ek jou na volgende een toe neem en ek vat weer daardie skuldig aan ongeloof en aan twyfel oor die woorde van Jesus en wat in die Bybel staan, dan wil ek hê jy moet weet, Jesus se prys betaal was om jou uit die hel uit te hou. Kan ek dit meer blaatandregheid sê? Jesus het op Golgotha gelei. Hy was in die graf, maar hy het verseker opgestaan vir hierdie rede om jou uit die hel uit te kry. Om jou op 'n plek te kry waar jy nie daardie vrees aanjaendheid, daardie skrikwekkendheid van die hel hoef te beleef of verdoem te wees om vir ewig in die helse vuur te wees nie. Matteus of Markus 9:42 sê, en elkeen wat een van hierdie kleintjies in my glo, laat struikel, is beter vir hom 'n meelsteen om in sy nek gehang en hy in die see gegooi word. Dis my so mooi kinderstoritjie wat Jesus maak. Jy sien, ons kan nie met ons kinders baie keer direk deel nie. Vat vanoggend, vra Lomey 'n vraag op pad kerk toe in hierdie kort stukkie, en kan ek vir julle sê, daai ouma pak daar geskiedenis uit. En sy vertel vir Lomey presies, en toe sy by die kruis doodkom, toe sê sy, hy het seer gekry. Maar ek en jy weet, dit was meer as seer. Ek en jy verstaan hoe wreed en hoe verskriklik is Satan se aanslag op die mens. Ons begryp hoe genadeloos hy is
En hoe dat hy uit mekaar uit kan verslind en verskeer en hy nie omgee om jou nog 'n keer te pynig en weer te laat verloor en nog 'n keer. Ons ken die afgryse daarvan en daarom wil ek vir jou sê, ek dink net die idee om in die see gegooi te word maak party mense baie bang. Waarvan die sekretaresse van die gemeente een is. Vandat ek hier gekom het, ek kon dit nie glo nie, Haman is hierdie dapper duiker wat daar in die diepte van die see gaan rondduik en te kere gaan, en toe wil ons gaan 'n vakansietjie of ietsie hou of 'n uitstappie, en ons kom daar by Grosbaum se swembad, en suster sekretaresse is te bang om in die water te gaan. Ek glo sy het haar vrese nou onder beheer gekry, ek hoop so, jy weet, so klein bietjie onder beheer gekry. Wie is ook bang vir water? Wie sukkel, jy sê alleen, hier is ons nog, nee. Ja, dis diep. Margaret het my amper verwrig, toe ons daar by een van die poele hier in die noorde, wil ek deur swem en ek's ewe dapper en ek sê vir haar, hou aan my vas, maar hoor jy toe ons so eind wegkom en ek besef, hier's nie meer grond onder ons, hier is diep, jy weet, en ek begin stoei vir my lewe, en hoe harder ek stoei, hoe meer verwrig Margaret my, ek kan later nie meer asem kry nie, ek wil hê jy moet weet, dis vreeslik, Wat deur het Jesus gegaan? Hoekom het Jesus deur dit gegaan? Dink jouself, jy word vir 3 dae in 'n graf toegemaak, met doeke toegedraai. Jy is nou in 'n skyndood, soos wat party ongelowiges wil bely. En dis net donker graf. Ek hoop jy kan iets snap waantoe ek op pad is. As ek vir jou wil sê, as jy verder in Markus 9 of Markus 9 lees, dan sê jy hoor, hy sê hierdie dinge, hy sê as jou oog of jou oor of jou voet jou laat struikel. As jou oog of jou oor of jou voet jou laat struikel, is dit beter dat jy jou oog uitdruk. Nee. Hoekom moet ek dit doen? Hy sê, as jou hand jou laat struikel, is dit beter om hom af te kap. As jou voet jou laat struikel, is dit beter om hom af te kap. Want hy sê, dis beter om sonder dit in die ewige lewe in te gaan, as om in die helse vuur te beland. Daar is 'n hel. Daar's 'n afgryslike, toekomstige hel. En dan, as ek jou nou nog 'n tree toe kan neem, en ek vir jou weer keer sê, ons staan skuldig aan ongeloof, en ek dink is nodig dat ons partykeer bietjie verwyting moet kry, ensovoorts, dan kom ons by hierdie gelykenis of hierdie gebeurtenis in Jesus se bestaan, waar die ryk man ook gesterwe het, Lazarus en die bedelaar Lazarus en die ryk man, en luister wat gebeur, hy sê, en toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boesem, en as jy in vers 28 lees, dan beskryf hierdie ryk man, dit as 'n plek van pyniging. Die mees intenste pyn wat jy kan aandink. 'n Pyn wat jou wil laat uitroep. Ek gaan weer dit sê, Jesus wil jou dit spaar. Hy wil nie hê jy moet hel toe gaan nie. Hy wil nie hê dat jy in hierdie ewige poel van vuur moet beland nie. Hy wil nie hê nie. En daarom het hy kans gesien om te sê, Vader, ek sal in hulle plek gaan, en ek sal dit namens hulle vir hulle doen, sodat niemand ooit in hierdie onbeskryflike smart en pyne vasgevang moet word nie, en dit vir 'n ewigheid sonder God nie. Jesus, tel hy kruis op, kan jy sy motivering hoor? Kan jy sy motivering sien? As hulle hom geesel, as hulle hom bespot,
as hulle hom in die gesig spieg. Ek vra weer vir jou, sal ek en jy enigsins bly staan as ons die prys moet betaal? Maar Jesus het gekom. Kan jy hoor? Daar's 'n ou lied wat sê, weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is nie 'n prys meer anderster as Jesus nie. En as jy eendag voor die realiteit van die regterstoel in die wittroon oordeel gaan staan, dan wil ek hê jy moet weet dat hierdie mens wat jy hierso sien, se gees, siel en liggaam gaan deur verskillende ervarings gaan, en ek weet dis baie klein nie, jy kan nie alles daar sien nie, maar kan ek vir jou sê, jou gees gaan terug na God toe, jou siel gaan na 'n bewaringsplek toe, dit word Gehenna of Sheol of Hades genoem, dit het verskillende name, dis die doodryk, dis op verskillende maniere vertaal, en ek sal so graag saam met jou wil Bybelstudie doen, dat jy weer 'n keer sal sê, nou glo ek weer, daar is 'n afgryslike toekoms vir die wat nie geglo het nie. Want as jy glo en jou laat doop, sal jy gered word. Wil jy nie weer probeer om te dink, Here, ek het 'n evangelie om vir mense te gaan gee en te sê, is jy gedoop? En as hulle sê nee, ek is nie gedoop nie, om vir hulle te sê, weet jy wat lê vir jou voor? Begryp jy wat met jou gaan gebeur? Of het ons so gemaklik geword soos die disippels, dat Jesus hulle moes verwyd en sê, hoekom het julle nie geglo nie? Hoekom het julle nie aanvaar dat ek waarlik opgestaan het nie? As ek hierdie vir jou wys, dan wil ek hê jy moet vanoggend weet, dat uiteindelik gaan ek en jy wat glo by God opeindig. Maar dat die ongeloof, die wat gesê het, nee wat, daar is nie hel nie, daar is nie verlorenheid nie, die wat gesê het, God is liefde en hy sal ons nou nooit toelaat dat mense deur so iets gaan nie, niks meer met God se liefde te maak nie, het alles te maak met sy goddelikheid. En as ek dit vanoggend in jou hart wakker gemaak het, wil ek hê jy moet weet, daar is een teksvers, dankie sis, wat jy nie gaan verbykom nie. Openbaring 20 vers 15. En ek lees sommer soos wat die prentjie hom nou daar in Engels het. Hy sê, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. As jou naam nie in die boek van die lewe is nie. Wie glo nog in 'n boek van die lewe? Wie wil nog glo dat toe Jesus daardie aand, toe jy hom aangeneem het as jou redder, jou saligmaker, jou verlosser, jou koning, en jy begin het om te sê, ek kan nie, maar hy kan. My ou broer Kobus sit vanoggend hier en ek maak altyd iets van sy bekering. Ek noem dit 'n springbokvelletjie bekering. Een aand in die verdwaaldheid van sy menswees stap hy by die pastorie in en hy het net so rukkie voor dit vir my 'n pragtige springbokvelletjie gegee. En ek het daardie velletjie in my studeerkamer neergesit. En ek sal eendag opstaan vir Kobus Burger. Sal ek sê, Here, daardie aand, toe Kobus klaar op daardie velletjie gekniel het, sy hart vir U gegee het, sy lewe vir U gegee het. Here, daardie aand het U vir Kobus
saligheid gegee. Sondig ons weer, raak ons ongelowig, ja. Selfs die disippels met hulle hoë verhewe roeping, wat hulle van Jesus self gekry het gesukkel om te glo. Thomas in sy ongeloof sê, as ek nie my hande in die wonde kan druk nie, as ek nie my vinger kan sit op die plek waar die spyker ingegaan het nie, sal ek nie glo nie. Ongeloof, ongeloof, ongeloof moet geloof word. Nou wil ek vir jou iets sê, baie eenvoudig gee om huis toe te vat. U sal onthou hoe dat ek Vrydagoggend sterkpunt gemaak het van Jesus se laaste oomblik, toe hy sy asem uitblaas. Toe was daar 'n aardbewing gewees. En die voorhangsel, sê die Bybel, het van bo na onder geskeur. En dit sou die beeld, die bewys, die opskryf, die vertel daarvan, sou die deur oopmaak vir alle mense. Maar nou het ons nie meer 'n priester nie, wat moet ingaan en jaarliks vir ons sondebelydenis doen nie. Ons het 'n direkte toegang. Die voorhangsel is geskeur. Jy sien, Jesus het geweet. Hy het 'n rede gehad, as ek dit so mag uitdruk, om aan te hou en deur te druk en weer te probeer en te sê, nog 'n keer, gee maar nog gehou, ja, laat ek nog 'n keer struikel, laat ek nog 'n keer probeer. Ek wil hê jy moet vanoggend weet, dat groter liefde het niemand as dit, wat iemand sy lewe vir sy vriende aflê nie. Nou sit my en jou kans om uit te gaan en die evangelie te verkondig. En al sê hulle ons sleg, en al jaag hulle ons weg, en al sê hulle, ag man, dis stories daai. Die Bybel is so vertaal dat ons hom nie meer kan glo nie. Dan sê jy vir hulle, dis jou probleem. Jy moet geloof in God hê. Jy moet glo dat as jy iets dodeliks drink, sal dit jou niks maak nie. En as jy 'n slang jou pad kruis, sal hy nie, want sy kop is vermorsel. En as die siekte en die kwaal, en as die boos en die wreed jou wil aanveg, dat jy sal sê, my God is groter. Jesus, Messiah, name above all names. Kan ek jou in die hand vat om te sê, as jy nou weer by jou huis 'n gordyn so ooptrek, dat jy weer die voorhangsel ervaring sal hê en sal sê, Here, U het vir my die prys betaal en U is my redder, U is my saligmaker, U is my God en daar's niks en niemand in hierdie wêreld wat my anderste sal kan oortuig dat ek sy kind is. Halleluja. Wie is kind van God? Dan staan jy vir 'n oomblik saam met my regop as 'n belydenis en 'n erkenning en jy sê, ek staan op want ek is sy kind. Halleluja. En as dit bietjie moeilik en stadig gaan, dan sê jy, Here, hierdie bene het U nodig, hierdie liggaam het U nodig, maar Here, ek doen dit vanoggend in die gees van die waarheid en die erkenning van 'n ewige God, dat ons 'n God is magtig om te doen wat niemand anderster kan doen nie. Halleluja. Sit gou 'n hand op 'n skouer langs jou en dan bid jy vir daardie persoon en dan sê jy, Here, vervul haar met U gees en die heerlikheid, dat die krag en die salwing van die Heilige Gees op ons sal neerdal. Here, laat ons nie in ongeloof sal wandel en leef nie, maar dat ons met geloof sal beweeg en laat die krag van God en die heerlikheid van die Here oor ons mag wees. In Jesus se naam, halleluja. In Jesus se naam, halleluja. Because He lives, I can face tomorrow. Kom ons sing dit nog 'n keer of twee asseblief. Because